in Timoteus 3. Ons gaan sommer weer begin lees by vers 1. In Timoteus 3 vers 1. Kom ons buig net ons hoofde saam. Here, ons het uitgesien na vanoggend. Daar was 'n afwagting in ons harte om te weet, ons gaan rondom die woord vanmôre weer stil raak. Here, U voed ons. Geestelik groei ons elke oomblik. En Here, ons weet dis die werk van die Heilige Gees wat binne in ons woon. Here, vanmôre ken U elkeen van ons. Ken ons by die naam. U weet van ons behoeftes. Wat 'n voorreg om voor U te kan wandel. Wat 'n voorreg om te kan weet dat ons alles na U toe kan bring. Wetende dat U die God is wat die beste vir ons wil hê. Nou gaan ons ook deur 'n dal van doodskade. Sal ons geen onheil vrees nie, want U is met ons. Ons kyk nie angstig rond nie, want U is ons God. Here, praat met ons deur die woord. Heilige Gees, maak ons ontvanklik. Maak ons gehoorsaam. Ons bid dit in U naam. Amen. 1 Timoteus 3 van vers 1. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na amp as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees. 'n Man met net een vrou, so ek weet jy weet presies wat dit nou beteken. Beheerst, wat beteken beheerst? Verstandig, goed gemanierd. Ons gaan vanmôre daaroor kyk. Hoe lyk goed gemanierd? Gasvry en in staat om te onderrig te gee. Hy moenie 'n dronkaard of 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredeliewend en nie geldgierig nie. Net tot so te ver. Ons gaan nie by vers 4 uitkom nie. Dit is te gelaai as ons na hierdie paar verse gaan kyk. Jy mag miskien vir my vanmôre vra, Johan, hoekom doen jy soveel moeite om by elke woord wat rondom 'n ouderling is beskrywend is oor hoe hy moet lyk? Hoekom wil jy by elke woord stil staan? En die rede daarvoor is omdat God by elke woord stil gaan staan het en dit laat skryf het. Ons kan nie verby gedeeltes net beweeg. As God sê, dit is hoe 'n ouderling moet lyk, het ons nodig om te sê, Here, ons wil maar elke een van hierdie woorde gaan kyk, en ek beloof jou, vanuit die Grieksheid ook, is dit beskrywende woorde. Dis woorde wat vir jou presies vertel, wat God wil hê, hoe die gelowige se lewe moet lyk. Weereens, die ouderling verteenwoordiger ook van die kerk, sodat elke gelowige na hierdie gedeelte kan kyk en sê, dit is hoe my lewe ook moet lyk. Dit is my begeerte om so ook in my lewe te lyk. Dit is baie ongelooflik as ek dink daaroor, voordat ons by die vereistes kom. Kyk 'n bietjie na wat die Bybel vir ons vertel. En ons het laas keer gesels hoe belangrik dit is, en ek wil hê altyd jy moet daaraan dink. Die Ou Testamentiese mens was nie so bevoorreg soos wat ons is nie. Waarom? Want ons het nou die Heilige Gees wat in ons woon. Ek het hierdie week weer geluister na iemand wat vertel, ja nee, maar as jy maar na Dawid kyk, ek is ook maar nou maar, ons as mense is ook nou maar sondige mense. Nee, ons het nou die Heilige Gees in ons. Ja, ons struikel in ons lewens, maar ons is meer bevoorreg as die wat voor ons gegaan het in die Ou Testament, as gevolg daarvan dat die Heilige Gees in ons is. Luister na hierdie gedeelte, 2 Korintiërs 4, vers 6 en 7. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. God wat geskep het, né? God wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Dis hierdie God waarvan ons praat. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. Wie is dit wat in ons harte inskyn, en vir ons die kennis van die heerlikheid van God gee? Dieselfde een wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig gewees. Hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte. Wie's kleipotte? Ons. Sodat die buitengewone krag
duidelik van God kom en nie van ons nie. So as mense na jou kyk, moet hulle sê, wow, dis nie jy nie. Okay? So wat gebeur is dat hierdie kleipot van my weerspieël vir Christus in so 'n mate dat mense kyk na my en sê dit kan nie jy wees nie, dis God wat in jou werk. So kleipotte beteken nie ek is maar 'n ou kleipotjie. Sorry. Ek is nou maar 'n sondige kleipot. Sien waaroor die teks gaan nie. Die teks gaan ek's 'n kleipot en almal weet ek is 'n kleipot, maar Christus wat in my lewe verandering bring deur die werking van die Heilige Gees, doen dit op so 'n wyse dat as mense na my kyk sê, kan nie hy wees nie, dis die God wat hy aanbid. Hoor jy dit? So belangrik. Anders dan gaan ons vir mekaar sê, okay, so jy is hierdie wonderlike man as ouderling. Wonderlike persoon. Nee, dit te maak hoor, jy is niks nie. Dit is die Heilige Gees wat in jou werk, wat jou verander en jou maak dat mense as hulle na jou kyk sê, ek sien Christus se werk in jou. Oomblik as hulle vir my raak sien, is daar 'n probleem. Is dit baie duidelik voordat ons begin. Anders gaan ons mekaar sê elke keer, maar joe, dit lyk aan vir my jy moet aan hierdie persoon is 'n wonderlike ou. Nee, dis die wonderlike God wat in die persoon moet werk en aanhoudend moet werk sodat hy sy lewe sal verander en vernuwe. Die woord vir goed gemanierd. In die ou vertaling staan daar fatsoenlik. Nou die interessante is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n vrou wat haarself moet goed klee. Selfde woord. Die vrou wat haarself moet goed klee. So waaroor gaan hierdie woord? Dit gaan oor 'n persoon wat 'n lewe lei wat goed georden is. Dis waarvan dit vandaan kom. Iemand wat 'n lewe lei wat goed georden is. Nou kom ek sê gou vir jou iets, as jy nie geweet het nie. Elkeen van ons se lewens groei en is beter as dit plaasvind in 'n geordende leefstyl. Wat bedoel ek met 'n geordende leefstyl? En nou gaan ek eers ver beweeg en dan gaan ek nader kom in die geestelike lewe, want ek wil hê jy moet verstaan wat geordende lewe lei beteken. Nou eerstens, 'n kind funksioneer die beste in wat? In orde. In orde. Elke fase van jou lewe. Jy sal interessant wees as jy na die ouer huis toe gaan en jy sê as persone sekere toestande het, wat is dit wat vir hulle goed is? 'n geordende leefstyl. Elke mens kan alleenlik goed funksioneer in 'n orde. Daar's oral orde. God het orde geskep toe hy gesê het, dis die eerste dag, dis die tweede dag, dis die derde dag, dis die vierde dag, dis die vyfde dag, dis die sesde dag, dis die sewende dag. Daar's orde. Daar's oral orde. Daar's orde in alles. Daar's 'n orde. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar die son kom op elke oggend. Dis orde. Die son gaan elke aand gaan hy onder. Dis orde. Alles in God se patroon is gemaak rondom orde. Daarom is dit so goed vir 'n kind om orde te hê. En hoe ouer hy word, hoe meer kom hy agter, daar's orde oral rondom hom. Hy word wakker 'n sekere tyd van die oggend. As jou kind elke oggend besluit hoe laat hy gaan opstaan. Vanmôre is ek lus vir 8:00. Môre gaan 9:00. Môre gaan 10:00. En dan is ek weer 6:00. Daar is geen orde nie en ek wil vir jou sê, binnekant daai geen orde nie, gaan daar ook geen orde in sy lewe wees. So orde is enorm belangrik in elke faset van ons lewens. So dit gaan saam met dissipline. Nou wil ek hier met saam met my gaan kyk hoe hoe God orde geplaas het ook in die tempel. Alles in die tempel was rondom orde. Weet jy of jy dit al gesien het nie? Alles was in orde. Kom ek lees gou vir jou gedeelte. Eksodus 28 vers 33. Luister hierna. Op die soomnate van die mantel moet jy granate borduur met pers, purperrooi en karmyn moesynrooi wol. Op al die soomnate reg rondom en met goue klokkies tussenin. Granate
klokkie. Granate, klokkie. Granate, klokkie. Hoekom? Want God sê dit moet so. Orde in alles. Luister verder, vers 34. 'n goue klokkie en 'n granaat. 'n goue klokkie en 'n granaat. Hoe duidelik wil jy dit hê? Dis 'n goue klokkie en 'n granaat. En dan sê hy reg rondom op die soomnate van die mantel. Hy herhaal dit weer. Hoekom? Want hy wil nie jy moet dit verander nie. Dis 'n persoon van orde. Orde is dis hoe dit is. Orde. Dit sal ordig in 'n absolute gebeur soos wat ek bepaal het dit moet gebeur. Vers 35. Aaron moet dit aan hê om dienswerk te kan doen. Die geluid van die klokkies moet gehoor word wanneer hy die heiligdom binne gaan voor die Here en wanneer hy uitgaan sodat hy nie sterf nie. Die klokkies. Die klokkies. Die klokkies wat lui gaan maak dat jy nie gaan sterf. Natuurlik as die klokkies opgehou lui het hulle geweet jy's doodgeslaan deur die Here. Verstaan jy wat ons van praat as ons praat van in elke aspek van my lewe sê God, ek wil hê daar moet orde wees. Die offers moes plaasvind presies die regte tyd van die jaar. Die regte tyd moes dit plaasvind. God het orde daar geplaas. Wie wat is ongelooflik van Daniël? Hoe het die mense wat vyande is vir Daniël gevang? Want hulle het geweet wat van hom. Hy bid elke dag 3 keer. Hulle weet wanneer hy bid. Hoekom? Want daar was orde in sy lewe. Dis waarvan nou gepraat word. Soos die Bybel praat van 'n persoon wat 'n ouderling is, beteken dit iemand wat orde het in sy lewe. En as jy nie orde in jou lewe het nie, begin om op te staan 'n sekere tyd van die dag. Stel jou horlosie. Jy staan op. Wat doen jy as jy eers opstaan? Gaan maak vir jou koffie, as dit jou gewoonte is. Wat doen jy volgende? Jy hou jou Bybelstudie. Jy hou jou Bybelstudie vir 'n sekere tyd. Wat doen jy daarna? Jy gaan eet ontbyt. Wat doen jy daarna? Wel as jy werk het, dan gaan jy werk toe. As jy in die aande by die huis kom, wat is jou roetine wat jy doen? Wat sal jy agterkom wat gebeur? Jy kan alles doen wat jy moet doen. Waarom kan mense nie doen wat hulle moet doen nie? Is omdat daar nie orde is nie. Nou sê jy vir my, Johan, maar wat het dit met ouderling uit te waai? Presies dit. 'n Ouderling moet iemand wees wat altyd tyd kry vir die Here en die Here se dinge. Terwyl as jy in die gejaag van jou normale dagtaak is, gaan jy nie by die Here uitkom as daar nie orde is nie. As jy een oggend skiep en jy doen nie jou Bybelstudie nie, wat was jou probleem? Daar was nie orde nie. Was nie orde nie. En een van die tekens van iemand wat 'n kind van die Here is, sy hele lewe vind plaas binnekant orde. Orde. So wat doen ek op Sondagoggend? Ek staan op. Lees ek die koerant? Nee, ek berei my voor vir die erediens. Ek bid vir die erediens. Ek sê Here, gebruik die erediens in my lewe. Ek maak myself gereed. En dan doen ek die res. Ek trek myself aan. Ek gaan. Ek is op pad. Ek het op die regte tyd gereis sodat ek nie laat is nie. Want as ek laat is my hele lewe de mekaar. En my diens is de mekaar. En ek kan nie lekker fokus nie, want ek en my vrou het vanmôre beklei en alles was chaos. Ons kon nie die kinders betyds aangetrek kry nie. Wat het gebeur? Daar was nie orde nie. Kan jy glo dat dit een van die vereistes is van 'n ouderling? Orde. Orde in jou lewe. En almal van ons weet waar jou orde is nie. Almal van ons weet, daai goed is waarna ek moet sê, Here, asseblief verander my, want ek wil hê my lewe moet in orde wees. Hoekom moet my lewe in orde wees? Want binnekant orde dien ek U soveel beter. Buitekant orde is my Bybelstudie lyskade. Ek kom nie uit by waar die Here wil hê ek moet uitkom nie. Ek is nie besig om my huisgesin te versorg soos wat hulle moet versorg word nie. En ons gaan nog daarby uitkom. Ek gee nie aandag aan my vrou nie. Ek gee nie aandag aan my man nie. Want daar is nie 'n bepaalde orde in ons dag nie. Hoe meer daar 'n orde is in ons dag, hoe meer gaan dit plaasvind dat alles gedoen word wat vir die Here wil hê moet plaasvind in ons huisgesin. Ek wonder of dit vir julle duidelik is. En ek bid dat elkeen van julle sal kom en sê, Here, dit is 'n ding wat ek moet doen. Ek wil orde hê in my lewe. Ek wil orde hê in elke aspek van my lewe. Dan kom ons by die volgende, gasvry. Iemand moet gasvry wees. 'n Ouderling moet iemand wees wat
gasvry wees. En wat beteken gasvryheid? Nie. Wat beteken dit nie? Spreuke 23 stel dit baie mooi. Baie mense se lewens lyk so. Baie wat in die kerk sit se lewens lyk so. Dis wat hulle dink oor gasvryheid. Spreuke 23 vers 1. Wanneer jy gaan aansit om saam met 'n heerser te eet, 'n koning te eet, wees besonder bedag op wie voor jou is. Sit 'n mes teen jou keel as jy 'n groot eetlus het. Moenie sy lekkernye begeer nie, want dit is misleidende kos. Alhoewel dit vir hom gaan is om dop te hou presies wat jy eet, want jy sal daarvoor betaal. En dis baie keer mense se lewens. Mense se lewens is, hulle kan nie gasvry wees nie. Want as hulle gasvry is, wat doen hulle onmiddellik? Hulle doen somme. Okay, daai ding het vir my soveel geëet en hy eet daar 'n bietjie baie van. Gasvry is iemand wat nie bekommerd is daaroor nie. En daarom sê die Bybel vir jou, leer ook die ryk mense in die gemeente om mense te wees wat baie goeie gasvryheid het. Om uit te gee, uit te deel. Dit is my ongelooflik as ek nou, en ek noem baie keer vir Abraham as ons kom by gasvryheid. Abraham, soos Hebreërs skrywer sê, het tot engele gehuisves, en nie daarvan geweet. So, Abraham is absoluut hierdie beeld van, hoe gooi jy 'n partytjie, en jy weet nie eers wie daar is nie, maar jy gooi altyd die partytjie so. In Genesis 18 vers 6, ek herhaal net vir julle die gedeelte, toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, knie 3 mate meel, die beste en maak roosterkoeke. En dan sê hy, as jy dink jy kry net roosterkoeke, nie by Abraham. Vers 7, daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf. Daar is 3 ouens, ek het dit al vir julle gesê, 3 mense wat kom kuier het. 'n Mooi kalf en gee dit aan die eienaar wat dit gou klaar gemaak het. En dan vers 8, en hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor. Nou luister baie mooi wat doen Abraham. Terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Abraham is daar by hulle. Hy kyk hoe hierdie manne eet. Hy geniet dit as hulle eet, ek is doodseker daarvan. Hy staan daar bly hulle en hy sien hoe hierdie manne eet. Dis vir hom 'n fees dat hy dit kon voorberei het. As die mense by jou kom kuier en jy het so, jy het 'n lekker klomp beeste en alles, wat doen jy? Vrou haal die skenkels uit. As jy van die skenkels hou, is piek fyn. Of sê jy, hoorie, ek soek die goeie, haal hy ribeye, die ribeye, haal hom uit, die beste. Ons gaan fees vier. Dis die probleem. As ons kinders van die Here is, dan sê ons, Here, gebruik my, mense moet in my lewe vir U raak sien. Jesus gaan verder, hy sê in Lukas 14 vers 12, Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of jou broers of jou familie of jou ryk bure nooi nie, met die doel om dat hulle jou weer op die beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, die krepeles, verlamdes en blindes. Dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. Romeine 12 vers 13, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. En jy weet, in daai tyd waarin hulle geleef het, is die heiliges het swaar gekry. Baie van hulle moes vlug. Hulle het in plekke kom bly. Dit het met hulle nie goed gegaan nie. En dan wat het gebeur? Kinders van die Here het hulle ontvang. Kinders van die Here het bemoeienis met hulle gemaak. Kinders van die Here het vir hulle kos gegee en hulle gehelp. Gasvry. So die tweede vereiste is iemand wat gasvry is. Beteken dit dat die Here wil hê elke persoon moet gasvry wees? Ja. Sê maar, ek sê vir die Here, maar ek is redelik arm. Daar's altyd ouens armer as jy. En jy kan altyd gasvry wees. Die Here het dit so gemaak, dat in die wêreld waarin jy leef, is daar altyd mense wat onder jou is. En jy kan gasvry teenoor hulle wees. Die probleem is baie keer, en dit is die probleem baie keer met arme mense ook. Baie keer die probleem met arme persone is, hy sê, ek wil nie iemand moet gasvry wees met my. Wees gasvry met my. Wie in die kerk gaan met my gasvry wees.
Dis nie die gesindheid van die kind van die Here nie. Die kind van die Here sê, aan wie kan ek gasvryheid bewys? Dis altyd die manier hoe ons lewe. Dan gaan ons verder. So, volgende een is gasvryheid. Eerste een is orde. Daar's orde. Orde in elke faset van jou lewe. Tweede, ek wil gasvry wees. Wat is die derde een? Hy moet kan onderrig gee. Hier gaan dit baie keer ook saam met iemand wat ook die gawe van onderrig kan gee het. Onderrig gee beteken dat ek iemand sal wees, en ekskuus tog, verskil tussen 'n ouderling en diaken is, diaken het nie die vereiste om onderrig te gee nie. Maar 'n ouderling het 'n vereiste, hy moet kan onderrig gee. So die eerste is van onderrig gee is, hy moet die Bybel ken. Hy moes gegroei het in die woord van die Here. Beteken dit hy gaan hom 100% ken? Nee. Ek leer elke dag van my lewe. En eendag as ek sterwe, gaan ek dit alles weet. So daar is elke dag 'n dag in jou lewe, is pad wat jy loop, wat jy sê, ek groei in die woord van die Here. Die probleem is baie keer, as jy vind hoeveel mense, wat al hoe lank in 'n kerk is, waar die woord bedien is, en hulle het nog nooit gegroei nie. Hulle is presies op dieselfde plek. En die eerste rede daarvoor is, jy is ongehoorsaam. Jy doen nie wat dit sê nie. Dis die eerste. As jy nie doen wat die Here vir jou vra nie, gaan jy nooit groei in die woord nie. So, die oomblik as jy by 'n plek kom in jou lewe en daar word gepreek en jy sê, dit glo ek nie, en dit staan in die Bybel. Jy kan sien dit staan in die Bybel. Wat gaan met jou gebeur? Jy gaan nie verder groei nie. Okay? So die oomblik as jy ophou gehoorsaam wees, is die oomblik wanneer jy ophou groei. Mense gaan na jou terugkyk en sê, wie wat, 10 jaar terug het jy presies dieselfde geweet van die woord van die Here soos nou. Wat is die rede daarvoor? Jy het gestagneer. Jy het nie verder gegroei in die woord van die Here nie. Wat is die een van die eerste redes hoekom jy nie groei in die Here nie? Want jy's nie gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Die volgende ding, hoekom groei mense nie in die woord van die Here nie? Want hulle getuig nie. Wie wat die beste manier om die Bybel te leer ken? Is getuig. Want mense gaan jou goed vra en jy gaan dit nie weet nie. So wat gaan jy moet doen? Jy gaan die tekste moet gaan soek en opswat, en wat gebeur as jy dit weer met daai persoon deel? Dit het nou geraak deel van jou lewe. Dis hier in jou kop nou. Jy het dit deurgewerk. Jy het die antwoord gaan soek. Jy het bemoeienis gehad. Nou deel jy dit met die persoon. Wat gebeur? Daai teks bly nou by jou. As jy nie getuig nie, gaan ek vir jou tekste vra en jy gaan my sê ek weet nie van nie. En die rede daarvoor is, jy is nie besig om vir die Here te getuig nie. Een van die skokkende vir my, is ek sien mense wat lankal 'n pad saam met die Here stap. En as jy vanmôre hier is, en jy stap al lank met 'n pad met die Here, en jy sê vir my, Johan, ek is skuldig heen, kruitstaf, bely dit, en nou begin jy te groei. Maar weet jy wat, daar's mense wat in hulle lewens nog steeds nie kan onderskei oor wat is die waarheid en wat is die leuen nie. Hulle kan nie onderskei, hierdie predikant preek die waarheid en hierdie predikant preek die leuen nie. Hulle kan nie dit doen. En miskien sê jy vir my, Johan, dis my probleem. Ek kan dit nie doen nie. Alright, nou wat moet jy doen? Begin om te luister na die woord van die Here, wees gehoorsaam en begin om dit te bely, en wat sal gebeur? Oor 'n jaar gaan jy vir my sê, ek kan dit nie glo nie, ek sien nie verskil. Wie van julle het al dit agterkom? Jy's besig om te besig met die woord. Jy het altyd gedink 'n sekere persoon wat die woord leer is die waarheid. Nou is jy by die punt waar jy sê, maar dit wat geleer word is in stryd met die woord van die Here. Gedink is waar. Dit vind alleenlik plaas iemand wat besig is met die woord van die Here. Luister wat skrywe Paulus, Hebreërs. Paulus, heel moontlik Paulus wat gepreek het, Lukas wat geskryf het, want dit lyk na sy Griekse taal. Maar luister wat sê hy, Hebreërs 5 vers 13. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hy's nog besig met melkkos. Wie wat die grootste probleem in die kerk? Die meerderheid van mense wil graag melkkos hê. Hoe lyk melkkos? Voer my asseblief. Maak dit vir my lekker. Maak dit vir my interessant. Vertel vir my 'n storie. Maak dit lekker vir my interessant. En al wat ek doen is ek sit daar terug en ek sê, heerlik.
En dan op die ou ende bly ek op melkkos. Oor 2 jaar is ek nog steeds 'n babietjie. Oor 5 jaar is ek nog steeds 'n babietjie. Ek is nog steeds by my dagstukkies. Dagstukkies is dit. Dis 'n dagstukkie. Jy kan nie self na die woord kyk nie. Jy het iemand nodig wat vir jou sê, "Ag moeder, ma, koes jy vir jou 'n bietjie melkies?" Kinders van die Here, ons moet terugkom na die woord toe. Raak jy opgewonde oor die woord as jy in die oggende lees? Raak jy opgewonde? Of as jy daarin sê, "Ag, ek verstaan niks daar nie. Hoekom lees ek nie eers net 'n dagstukkie laat dit dan vir my iets gaan beteken nie?" Die rede hoekom dit vir jou iets beteken nie, is omdat jy nie dit bestudeer nie. Daar is 'n gedeelte. Vra jouself af, wat beteken dit? As jy dit nie weet nie, maak 'n oproep. Sê, wat beteken daai gedeelte? Ek wil weet wat dit beteken. Ek lees dit en ek weet nie wat dit beteken nie. Baie mense lees deur die Bybel. En dan vra ek vir hulle, "So wat het jy vanmôre gelees?" "So kom het jy gelees?" Is geen betekenis nie, is dit nie? Hoeveel van julle het al klaar Bybelstudie gehou en jy staan op en jy sê, "Nee, cooking clue wat ek nou gelees het." En nog nooit by julle gebeur. Ja, het gebeur gereeld in ons lewens. Wie hoekom? Want ek het vir myself gesê, ek wil vanmôre 4 hoofstukke lees en ek beter klaarmaak voor 9:00. Hoe sal jy daarvan hou om by iemand te gaan kuier? En die persoon sit daar, jy sit daar, en nou is jy besig om met die persoon te praat. Jy kan sien hy luister niks aan jou nie. Jy sê, al wat daai persoon wil hê is, maak net asseblief klaar, laat ek net asseblief gaan met my belangrike taak. Dit wat vir my belangriker is, as om by die Here te wees, is op my gedagtes. So as daar iets in jou gedagtes inkom, wat sê jy? Here, asseblief vat dit weg. Heilige Gees, maak my skoon. Hoekom? Here, ek wil nie hê daar moet iets wees wat belangriker is nie. Daar's niks belangriker as hierdie tyd met U nie. Die meerderheid mense sal moet van hulle selfone vat en gaan afsit en ergens in 'n kas bære en ergens buitekant net gaan stap by die see en dit tyd maak by die Here, want daar's soveel goedes wat jou aandag aftrek. As jy Bybelstudie hou en dan piep, piep, dan weet jy, waar's my gedagtes nou? Ek wonder hoe daai boodskap gestuur. Die Here wil hê jy moet stil raak. Mense, hierdie is ongelooflik belangrik. Jy kan dink by jouself, "Jy's Johannes al maar erg vanmôre." Nee, ek is nie. Ek wil hê jy moet so graag, wil ek hê jy moet stil raak met die Here, maar vat weg. Onthou, die duiwel wil nie hê jy moet krag vanmôre hê by die woord van die Here nie. Hy weet waar jou krag lê. Jou krag lê om stil te raak. Waar wil hy moet jy wees? Orals anderste. En hy gaan jou besig hou met orals anderste. Hy gaan telefone laat afgaan, hy gaan iemand laat roep. Jy sê, "Hoorie, hierdie is my tyd. Niemand pla my in hierdie tyd." OK? As iemand doodgaan in daai tyd, dan is hy dood. Ek kan niks daaraan doen nie. Maar ek gaan nou stil raak met die Here. En as dit klaar is, dan gaan ek die taak doen wat ek moet doen. Maar hierdie tyd is my tyd met die Here. Luther het gesê, as hy geweet het, hy het vandag 'n baie belangrike taak, 'n baie druk program, het hy in plaas daarvan om 'n uur met die Here stil te raak in die oggend, het hy dit 2 uur gemaak. Hoekom? Want ek kan nie die werk doen wat die Here vir my het by my werk. Dis met my kollegas, met die werkspersoneel, met alles waarmee ek besig gaan wees vandag. Ek kan nie dit doen as ek nie eers stil geraak het met die Here. Efesiërs 4 vers 11. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars gee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot 'n eenheid in die geloof en kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid. Dis wat moet plaasvind. Mense, jy moet groei na volwassenheid. As jy die Bybel deurlees en jy lees Paulus se werke deur, wat is dit wat Paulus die hele tyd begeer oor die gemeentes? Wat is dit wat hy die hele tyd die gemeentes oproep tot? Hy sê, ek wil hê julle moet groei tot volwassenheid. Volwassenheid. 'n Volwasse persoon is nie iemand wat meer karretjie speel nie. Dis nie iemand wat meer met die melk besig is nie. Dis iemand wat onderskeidingsvermoë het om te kan onderskei. Luister wat sê hy hieroor. Luister mooi hoe verduidelik dit. Vers 14. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie,
wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering. Dis 'n kind. As die lering dit sê, dan gaan jy soen. As die lering dit sê, dan gaan jy soen. Jy is iemand wat, dit gaan net oor die persoon. Jy kyk na die persoon en jy sê, hy lyk vir my te dierbaar, hy moet min of meer die waarheid sê. Nee, ek gee nie of dit Johan Lou is of wie dit is nie. Ek wil toets wat jy sê aan die woord. Ek gaan nie rondgewaai word in my lewe nie. Ek wil toets wat daar gesê word aan die woord van God. Golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering. Deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Hulle beplan dit. Hulle sit en beplan. Hoe kan ons die mense van die pad af vat? En is onder die mag van die duiwel. Daarom sê die Bybel groei tot volwassenheid, dat jy kan onderskei. Ken die woord. Ken die woord. Hê 'n geordende lewe, wat binne 'n geordende lewe sal jy die woord van die Here leer ken. Buitekant geordende lewe, geen kennis van die woord. Wees gasvry. Wat is die volgende? Dan begin hy en hy sê, okay, die goed wat ek nie wil hê julle moet doen nie. En die woord daar het te maak met oinos. Oinos is wyn, en die ander woord is, jy is die hele tyd by wyn. En hier het nie te maak met alkoholis nie. Want die Bybel is baie duidelik dat 'n alkoholis nie in die koninkryk van God sal ingaan. Maar hier is iemand wat in sy groei in die Here is hy nog steeds besig om hy dink oor wyn. Hy praat oor wyn die hele tyd. Dis vir hom die belangrike ding. Hy wil die hele tyd 'n glasie wyn hê. As hy dink aan 'n partytjie, dan dink ek hoop ons 'n glas wyn. So is nie iemand wat alkoholis is nie. Terwyl die Bybel, die sielkundiges vandag sê vir jou, as jy nie sonder jou glasie wyn kan klaarkom nie, is jy klaar alkoholis. Of as jy eenmal 'n week net 'n wyn moet drink, dan is jy klaar alkoholis. As jy eenmal 'n maand moet alkohol gebruik, is jy klaar alkoholis, want dit is gewoontevorming. Dis nie hulle, nie ek nie. So dis interessant dat die Bybel sê dit is iemand wat in sy lewe nie die heeltyd vasgevang is in dit nie. Luister wat sê Jesaja. Jesaja 28 vers 7. Ook hierdie mense slinger van wyn en waggel van sterk drank. Hulle waggel. Jy kan sien hulle, daar loop hulle. Hulle waggel. Hulle het te veel gedrink. Nou luister, wie is hierdie ouens wat so waggel en struikel? Priester en profeet. Kan jy dit glo? Priester en profeet. Slinger van sterk drank. Hulle is verwar deur wyn. Hulle waggel van sterk drank. Hulle slinger tydens 'n visioen. Dis hoe baie kerke lyk. Slinger tydens 'n visioen. Hulle styer tydens 'n uitspraak. Micha 2 skrywe, Micha 2 vers 11. As iemand wind na wandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir julle profeet wees by wyn en sterk drank, dan sal hy vir hierdie volk 'n priester wees. Hoekom? Want dit is wat die wêreld van hou. Sê vir hulle, kom ons hou 'n partytjie en ons wyn en sterk drank en die massas is daar. Sê vir hulle, ons gaan by mekaar kom en ons gaan oor die woord van die Here praat en die tafels is leeg. Timoteus was so bang hiervoor gewees, dat sy lewe dalk 'n struikelblok vir iemand kan wees. Dat in daardie tyd wat jy gedoen het, as jy water gehad het, moes jy dit meng met wyn, as gevolg daarvan dat die water nie baie suiwer was nie. So jy moes die water meng met wyn. Dit was vir Timoteus so 'n moeilike ding gewees, want hy wou nie gehad het, iemand moes verkeerd na hom kyk nie. Dat Paulus op 'n stadium moet vir hom skryf en sê, gebruik wyn vir die gereelde ongesteldheid van jou maag. En alles wat ek doen, wil ek dit so doen, dat Jesus Christus se naam verheerlik sal word. En as ek iets doen wat sy naam gaan skade lei, dan doen ek dit liewerste nie. Houdeling is nie 'n vegter nie. Die woord daar het te maak met sy beklei. En die groot rede hoekom iemand beklei die hele tyd, is hy's vol van homself. Alwaaroor hy wil beklei is oor homself. As hy te nagekom word hy beklei. Dis hoekom die volgende woord gaan saam met dit. Hy is die hele tyd aan die stry, heeltyd aan die beklei. Nou baie mense sal vir jou sê, so as jy kind van die Here is, moet jy nooit stry nie. Jy moet nooit beklei nie. Wat van Johannes die Doper? Wat sê Johannes die Doper vir die mense wat kom om gedoop te word? Sê hy nie vir hulle sê, hi great?
Hoe wonderlik het is dat julle kom doop vanmôre. Ons is so bly om julle hier te hê. Johannes die Doper kyk na hulle sê vir hulle, julle addergeslag. Addergeslag. En as jy dink net Johannes het dit gesê, Jesus sê dieselfde vir die Fariseërs. Hy sê julle addergeslag. Wat van Jesus? Was Jesus iemand wat kalm was? Net die hele tyd kalm. Nooit onstuimig geraak het nie. Oh man. Hy's op 'n stadium, is hy daar by die tempel en hy sien hierdie ouens is besig om allerlei goed te verkoop. Wat maak hom onstuimig? Wat maak Jesus onstuimig? Wat maak Johannes die Doper onstuimig? Die oomblik as God se naam skade ly. God se naam skade ly. Die huis van my Vader. Dis 'n gebedsplek vir die nasies. En julle het dit 'n verkoopplek gemaak. Jesus is opstandig daaroor en hy vat dit sweep. Hy's nie buite beheer nie. Hy het nie homself verloor nie. Hy vat 'n sweep en hy flop weg hom. En as hy hom klaar gedoen het, dan klim hy onder hulle. En jy kan sien hoe duiwe net spat. Jy sien wat gebeur in daai tempel, hoe manne hardloop vir die deur. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat ek veg en kwaad raak vir my eie ek. Vir my eie ou goedjies. Dit is waaroor ek kwaad raak. As mense my ontstel, as die werk R20 van my aftrek te veel, dan raak ek ontsteld. Maar as God se naam skade ly by die werk, oh well. Hoeveel keer is dit? Dat mense opstaan vir dit van die woord van die Here. Staan jy op vir die woord van die Here by jou werk? Of staan jy op die oomblik as jy te nagekom word? Is dit waar jy voor opstaan? As my naam skade ly, as iemand van my skinder, dan staan ek op. As God se naam skade ly, dan ek staan. Iemand wat 'n kind van die Here is, die vereiste is iemand wat nie 'n vegter is nie. Hy baklei nie oor alles wat onnodig is nie. En daarom gaan daarmee saam iemand wat saggeaard is. Iemand wat saggeaard is. Iemand wat ongeregtigheid teen homself kan verdra. Hy kan dit verdra as mense teen hom onreg doen. Wie is 'n voorbeeld daarvan wat onreg teen homself kon verdra in die Ou Testament? Moses. As jy Moses gaan lees deur die Torah, dan kom jy agter Moses. Hulle het die hele tyd hom sleg gesien. Dan is hulle kwaad vir hom oor dit. Dan is hulle kwaad vir hom dit. Dan beskuldig hulle hom oor dit. En daarom wat word van Moses gesê? Moses was die nederigste, die sagmoedigste persoon op aarde. Dis daai persoon wat sê, ek weet God is in beheer. Dawid is so 'n mooi voorbeeld hiervan. As Dawid op 'n stadium vlug vir Absalom, dan vlug hy en daar's 'n man. In die hele pad terwyl hy vlug, nou moet jy weet, hy het alles verlaat, alles by die huis gelos daar by die paleis, hy is op pad. Sy eie seun is op pad om hom te kom vermoor. Nou is daar ou aan die ander kant, en hy vloek vir Dawid, en hy gooi hom die klip. En nou sê een van Dawid se manne, gee my net 'n kans. Ek gaan oor met my swaard en dit sal net een steek wees. Dan is dit verby. Wat sê Dawid? Dawid sê as dit die Here is wat hom beveel het, laat hy dit doen. Dis iemand wat sê, wie wat? Die Here is in beheer. As daar mense is wat my vloek, as daar mense is wat my sleg sê, wie is in beheer? Ek hoef nie alles te gaan toesit. Hoekom sê jy sulke lelike dinge vir my? Asseblief moenie dit doen nie. Gaan! Sê dit? Een van die wonderlike kinders van die Here wat gesê het, toe iemand vir hom sê en hulle wil hom afpers en hulle sê ons weet die volgende van jou. En ons gaan dit versprei. Toe sê hy, versprei dit. Sit dit môre in die hoofnuus. God wat ek aanbid is die God wat in beheer is van my totale lewe en ek leef so. Kinders van die Here, as jy ouderling is en jy streef na ouderling, wat moet die teken wees van jou lewe? Jy's iemand wat glo God is in beheer van alles, die goeie en die slegte. Hy's die een wat sê wat gaan plaasvind. Hy's die een wat alles roep voor enigiets nog daar is, roep hy dit tot dat dit ontstaan. So mooi vir my in Romeine vanmôre by stilte tyd. Hy roep dit wat nie daar is nie, roep hy asof dit alreeds bestaan.
dis my God, en hy praat daar oor Abraham en Isak wat nie 'n kind gehad het nie. En God wat sê, dit sal so wees. So is nie 'n God wat afkyk, weer eens God wat afkyk in die tonnel nie, nie 'n God wat sê, laat dit wees. En 'n jaar later, is hy klein Sarakie 90 jaar oud, is daar 'n klein bonneltjie liefde in haar huis. Dis die God wat ek kan bid, ek weet nie van jou nie, is jy ook daar? Die God wat die onmoontlike doen, die God wat in beheer is. As ek alles verloor, God is in beheer. Is dit nie? Dis die ongelooflike. Dis 'n kind van die Here. Dit is die kenmerk van 'n ouderling. Is iemand wat sê, God is in beheer. Die laaste ene, liefde vir geld. Oh man. Kom ek sê vir jou, op elke vlak, van die armste persoon tot die rykste persoon kan hierdie 'n probleem wees. Moenie vir een oomblik dink is net die rykes wat 'n probleem het met geld nie. O nee. As jy arm is, het jy net so 'n probleem, want jy sien by jouself iemand verbyry en jy sê vir jouself, ek wil dit hê. En begin al op 2-jarige ouderdom. Jy wil net hê. Jy kyk nooit wat jy het nie. Jy dink aan die ander persoon en sê, ek wil hê wat jy het. Dit is al oor jou lewe gaan. Jy's ongelukkig. Jy loop rond en jy sê vir jouself, hoekom het ek dit nie? Hoekom het ek nie wat daai persoon het nie? Jy wil die hele tyd vashou aan jou geld. Jou geld hou jou vas. Jou denke is die hele tyd op jou geld. Jy hardloop deur jou geldjies. Jy sê, by FNB het ek 30. By Standard het ek 20. Ek het daar geld en ek het oor, ek het geldjies daar in Amerika in dollar. Joeg, as die rand nou verder val, het ek dan ten minste dollar. Maar wat van Amerika? Hulle lyk ook nie goed nie. Ok, Swede, ek gaan 'n bietjie geldjies daar belê. So jy dink die hele tyd, jy sit daar voor jou rekenaar en jy kyk na jou geldjies en jy tel jou geldjies op en jy sê, ok, alright, ek is veilig. Dit lyk vir my reg. En nou as jy arm is, dan doen jy dieselfde. Jy sit daar met jou geldjies en jy hou dit vas. Jy is die hele tyd besig om te dink oor jou geldjies. Jy kan nie leef vir die einde van die maand. Einde van die maand kom, ek het weer geld. Dit sal oor jou lewe gaan. Dit gaan oor niks anders as die geldjies nie. Bybel sê van ons, Lukas 16 vers 13, geen huisknegt kan 2 baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Wie wat? Hoe maklik kom Mammon in jou lewe? Is dit nie? Net as jy dink hoor hierso, ek is nou vry daarvan. Dan die volgende oomblik kom hy in jou lewe en ewe skielik sê jy vir jouself, waarmee is ek besig? Waarna jaag ek? Hebreërs 13 vers 5. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie. Wanneer is geld 'n probleem? As ek nie tevrede is met wat ek het nie. So wat moet ek myself afvra? Johan Lou, is jy tevrede met wat jy het? Wat daarvan is alles wat jy het weggevat word, sal jy nog steeds tevrede wees? En baie mense is nog nooit enigiets van weggevat nie. En hulle dink hulle kan ja sê. Kom op 'n punt waar ek sê, en nou, in my lewe nou, is ek bereid om dit te gee? Want dis van gasvryheid jou help. As jy vir my sê, ja nee, ek sal alles vir die Here gee, is jy besig om nou gasvry te wees? Baie mense sê, ja nee, ek is nie geldgierig nie, jy gee nie eers jou 10de vir die Here nie. Is iemand wat nie sy 10de vir die Here gee nie gasvry? Het hy 'n probleem met geld? Kom sê hom mekaar. Is iemand nie sy 10de vanmôre jy gee nie, jy sit hier vanmôre, jy gee nie jou 10de nie. Wil ek vir jou sê, jy is lief vir geld. Daar's nie 'n manier om verby te kom. Want as jy nie eers die Here sy deel kan gee nie, ons praat nie eens van meer gee nie, jy kan nie eers sy deel gee nie, is jy lief vir geld. Jy's geldgierig in jou lewe. Jy kan nie dit wees as kind van die Here nie, jy moet sê, Here asseblief, red my. En die eerste pad wat jy moet loop is om te sê, Here, hier is die 10de. Vat dit asseblief. Ek wil vir jy meer gee. 1 Petrus 5
Versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Hou toesig, nie uit plig nie, maar vrywillig in ooreenstemming met die wil van God. Nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig. 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 Dis die taak van die Here. Daar moet niks op meer my opgewonde maak as die woord van die Here nie. Wat maak jou opgewonde? Wie wat maak die geldgierige opgewonde? As hy jou kan vertel oor sy beleggings. Wie wat maak die kind van die Here opgewonde? Die Here. Hy kan nie genoeg kry om vir jou van die Here te vertel nie. Dan sien jy, okay, wat is sy probleem? Hy's lief vir die Here. Wat is hierdie persoon as hy by my kom? Waaroor wil hy met my praat? Geld, 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 geld. Wat is sy probleem? Geld. Mense, ons moet verander. As kinders van die Here is, moet ons verander. Dit waaroor ons gesels. Mense, een van die belangrike dinge is, toets jouself. As jy hier uitstap vanmôre en jy groet mense, waaroor gaan jy met hulle praat? En baie mense is 'n gesprekke raak kort die oomblik of hulle sê, kom ons praat net oor die Here. En niks om te sien. Kinders van die Here, ons moet praat oor die Here. As ons by mekaar kom in die eredienste, moet ons opgewonde wees om mekaar te gaan groet en sê, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan met jou lewe? En dat jy kan getuig, wat het vandag in my lewe gebeur? Wat het in die week by die werk gebeur? Dit is so belangriker as wat gister gebeur het op die rugbyveld, is dit nie? Kinders van die Here, manne van God, kon aan die einde van hulle lewens staan en mense oproep en sê die volgende. Kyk na Samuel. Samuel roep mense op. As hy hulle by mekaar roep, hy slaag met sy taak. Hy roep hulle op en hy sê vir hulle die volgende. 1 Samuel 12 vers 3. Hier is ek. Getuig teen my voor die Here en voor sy gesalfde. Wie se bees ek geneem het? Wie se esel ek geneem het? Wie het ek verdruk of hard behandel het? En uit wie se hand ek omkoop geld aangeneem het om my oë daarmee toe te maak, dan sal ek dit aan julle teruggee. Paulus sal skrywe, Paulus sal sê as die Efesiër ouderlinge om hom kom, dan sal hy vir hulle sê, ek het niks van julle begeer nie. Niks nie. Wat was Paulus begeerte? Om aan julle die evangelie mee te deel. Dis die begeerte. Kinders van die Here, dit moet ons begeerte wees. Ons moet rondstap en die begeerte hê, Here, gee my geleentheid. Hoe baie keer as jy by my werk toe stap, as jy, Here, asseblief, gee my geleentheid vandag dat ek van U getuig. Laat iemand met my praat. Laat iemand my 'n vraag vra, asseblief, Here, ek wil oor U praat. Is dit wat jy mee werk toe gaan? As jy by jou huis rondloop, sê Here, gebruik my. Gebruik my. En elke ding, ek gaan nou winkel toe. Here, asseblief, maak nie saak met wie ek praat nie, maar laat ek met iemand praat oor U. Is dit jou begeerte? Is die begeerte in jou lewe? So kom ons begin weer, ons val terug. Ons sê vir mekaar, wat is belangrik vir oggend? Wat leer ons? Ons sê heel eerstens, my lewe moet georden wees. Kom ek stel my wekker in die oggende, 'n uur vroeër. Kom ek maak tyd met die Here, want dis die belangrikste. Ek wil tyd maak met die Here. My hele dag moet so georden wees, sodat ek kan uitkom by die Here se dinge. Sodat my hele lewe wys, ek lewe 'n lewe van orde in my lewe, want God is 'n God van orde. In my lewe wil ek iemand wees wat gasvry is. Ek wil gasvry wees. Ek wil iemand wees wat in my hele lewe, behalwe om gasvry te wees, wil ek bereid wees om vir mense te sê, hoor hierso, geld is nie my ding nie. Ek wil nie praat oor geld nie. Ek's nie 'n vegter nie. As ek kwaad raak, as daar iets is waaroor ek beklei, is dit oor die woord van die Here. Ek wil by die woord van die Here bly. Nie oor ligtelike dinge nie, oor die woord. Sagge aard, ek's nie bereid om enigiemand wat iets teen my sê of wat ook al vir myself aan te trek nie. Ek sê die Here is in beheer. Die Here is in beheer. Maak nie saak wat jy vir my sê nie, die Here is in beheer. Wat 'n vereiste. Ek kyk na hierdie goeders en ek kyk na dit en ek kyk na my eie lewe en ek sê, Johan, die vereistes is daarom enorm hoog, is dit nie? As jy vanmôre hier geluister het en jy dink by jouself, joh, is al maklik om 'n ouderling te wees. Dan jy gemis gehoor. Gaan luister weer. Die vereiste is daarbo. Want weet jy wat? Dit kan alleenlik moontlik wees deur die Heilige Gees wat my daartoe in staat stel.
Want ek is 'n kleipot. Maar die Gees werk binne in my, sodat as mense vir my raak sien, sê hulle, dit kan alleenlik 'n groot God wees, wat in daardie man en vrou en seun en dogter se lewens is. Want menslik is dit onmoontlik. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, elkeen van ons kan vanmôre by een van hierdie gedeelte, met baie keer by almal. En ek kan beslis by almal gaan staan. En sê, Here, hoe ver skiet ons nie tekort nie. Here, die oproep na volwassenheid is voor elkeen van ons se deur. U weet hoe maklik ons mislei word. Hoe maklik as ons soos babatjies is, val ons rond soos golwe en soos die wind word ons rondgewaai. En daarom wil hy hê dat ons moet groei. En Here, ons lewe in 'n tydperk waar die kerk al hoe meer besig is met dwaling. En hoe meer dit plaasvind, hoe meer is dit nodig dat kinders van die Here sal vashou aan die woord. Sal die woord leer ken, sodat hulle staande sal kan bly teen die aanslae. En hoe meer die dwaling raak, weet ek, Here, hoe meer sal mense wegval. En hoe meer moet daar 'n oproep wees op gelowiges, rus julleself toe, bly by die woord. Here, mag elkeen van hierdie vereistes in my lewe vir my belangrik wees. Want Here, U het dit so belangrik geag, dat dit opgeskrywe is in U woord. Ons bid dit in U naam. Amen.